Right, julle, baie welkom by vanaand. Ek sit hier om te hoor, skryf nader. Anders moet ek die mic aansit, dan kan ons kyk hoe werk dit gebruik. Spreek vir die res van die is. Gaan net so vra dat hulle net vir die hoof opwerk, dit ek vir ons. Dankie Here vir die geleentheid waar ons weet dat die woordskool is. Gee al die lof en die eer, Here, ons weet dat U in beheer is en dat U woord altyd die waarheid is. Here, ons bid Here dat U ons sal help, vir ons wysheid en kennis in hierdie saak, sodat ons dit wat ons leer op eer verheerliking van U naam mag wees. Ons gee al die lof en die eer, ons weet dat dit in U, Here, ons bid vir wysheid en ons bid dat die Heilige Gees dit ook sal oopmaak, dat dit ons leer vanaand. Ons gee U die eer. In Jesus naam, amen. Nee, kan jy antwoord nie? Besig? Right, ek gaan met julle ietsie deel. Ons gaan eers dit by daai vragies gou deurgaan voor ons aangaan. Julle het julle vragies gedoen, né? Ek het nou vir Anja gehelp vanmiddag toe sy haar vragies doen. Die eerste een, vergifnis en geesdoop het niks met mekaar te doen nie, waar of vals? Hierso skryf vir jou vals. Wat sê julle sit? Die heel eerste vraag. Vals, ek het gesê vals. Ja, is vals. Die heel eerste vraag daaronder by B. Right, dan die volgende een is die Heilige Gees is noodsaaklik vir elke kind van God waar? Vals. Geesgevulde lewe word gekenmerk deur murmurering, nie deur dankbaarheid nie. Vals. Ons sit nie water in 'n vuil glas nie. Waarom moet ons dan verwag dat God se Gees vuil fase sal vul? Waar? Elkeen wat in my glo, soos die skrif sê, uit sy hart sal strome van lewende water vloei. Waar? Right. Okay, so dis eintlik baie maklik as jy nou dit gelees het van die vuil glas en goeters. Ek wil net gou by dit stop, net om dit te noem. Ek het al agtergekom die Here kan nie werk wanneer iemand vuil is nie. Hy kan net werk wanneer jy wil skoon wees. Nou, terwyl ek daarvan praat, moet ek vir julle iets noem wat ek agtergekom het. Baie mense kom in die kerk en sê hulle, right, ek dink ek is alright. Dis wat hulle self sê. Dan sit hy hierso, nou begin die Here werk. Nou begin daai oproering in sy hart, of hy smelt in sy maag oor die vrae en die antwoorde wat hy kry. Dan kan hy dit nie hanteer nie, want dit is wat ek gesê het in die begin, lig veg teen duisternis. So dit veg teen mekaar en dit maak dat dit kan nie werk nie. Jy moet skoon kom. Sondebelydenis is belangrik. Sondebelydenis moet 'n mens plaasvind in jou lewe. Anders kan jy nie gebruik word deur die Here nie. Nou, by dit ook gesê, en ek wil dit vir julle noem, ek weet of julle dit raak gelees het nie, maar daar is nie 'n ding van 'n ou staan op, nou sê hy, nou gaan hy profeteer in die naam van die Here nie. Hy kan nie, want sy woorde gaan nie suiwer wees nie. Daar is gevalle wat die Here iemand help, wanneer hy in sonde is, en hy skree uit, help my. Die Bybel, ons het daaroor die eerste keer aangeraak, toe sak ek dink jy met gevra daaroor, kan dit over saal gepraat het nie. Dit het al baie keer gebeur. Jy is in 'n kar-ongeluk of iets en hy sê, Here, help my. Ek wil nie doodgaan nie. Hy's 'n sondaar, waar hy roep na hulp toe, dan antwoord die Here. Maar in 'n geval van 'n persoon kom in, hy is 'n sondaar en hy is nie reg in sy hart. Ek bedoel, hy's 'n roker, hy's 'n drinker. Ek vat nou net 'n paar voorbeelde. Hy gebruik dwelms. Hy kan nie op dwelms sê hy profeteer nou vir die Here, vir die gemeente nie. Dis valsheid. Dit werk nie, dit pas nie. Daar's geen bewys dat hy skoon is nie. Hy praat van sy lewe. Sy lewe praat daarvan uit. Right.
net gou weer opvang. Ons het die woord van wat skade berokken. Ons het daaroor gepraat oor die tong wat skade maak in Jakobus 3 vers 6 en 8. Ek gaan dit net gou weer lees. Jakobus 3. Ek het daar uitgekom. Jakobus 3 vers 6 en 8 sê hy, die tong is 'n vuur, die wêreld wat ongeregtigheid net soos 'n plek neem die tong onder ons lede in en besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel uit aangesteek. Vers 8. Maar die tong kan geen mens stem nie. Dit is onbewinbaar kwaad, vol dodelike gif. Dit is so, ek het daaroor gepraat en ek wil vir julle dit vandag weer sê. Daar is 'n paar keer 'n geleentheid waar ek dit agtergekom het. Mense praat daarvan. Nou, baie vat dit nie as 'n grap nie, baie keer sien hulle dit nie as 'n grap nie. Baie mense vat dit wanneer jy uit jou woorde uitpraat en jy mense seermaak. So ek probeer in my beste wil om nie iemand af te kraak omdat dit dalk met my al gebeur of met iemand anders toe. Byvoorbeeld met een van julle dalk al gebeur het. Maar wat van praat ek nou? Van daai spesifieke ding. Jy ek weet of julle dit al gehoor het, baie van die broers het ook al getuig daarvan. Hulle sê hulle het in 'n verlede het hulle vrouens afgebreek met woorde. Ek het die ander dag so 'n geval gehad, gaan bedien 'n vroutjie in haar huis en terwyl ons daar is, toe sê ek vir haar, waar is jou ring? Sy sê vir my, kom ek wys jou, haar ring is geberg. Toe sê ek vir haar, dadelik het ek agtergekom, daar's huweliksprobleme. Ek vra vir haar hierdie vraag, is daar hoop vir jou huwelik? Sy sê vir my, nee, want my man het my te veel seer gemaak. Toe vra ek, hoe? Toe sê hy, met sy mond slaan hy my seer. Baie keer slaan jy met die mond seerder as met 'n vuis. Jy kan baie seer maak deur woorde. Woorde maak skade want jy vergeet dit nie. Nou moet ek ook vir julle sê, baie keer onthou mense die woorde wat jy gesê het. As ek vir jou sê, jy's useless, jy's 'n verloorde, jy gaan dit nie maak nie. Daai woorde bly altyd by jou. Dit gaan nooit weg nie. Al vergewe jy daai persoon. Dit bly daar. So is 'n konstante ding om aan te werk, is om te vra vir vergifnis van die Here af. Here, vergewe my vir die haat wat ek het vir daai persoon. Maak my gesond van daai persoon wat daai woorde vir my gesê het. Al het daai persoon gekom en vir jou gesê, ek vergewe jou, of vergewe my, bly dit nog steeds by jou. Dit gaan nie net weg nie. Nou wat gebeur dan? Dit is waar genesing moet inkom. Ons moet werk daaraan om gesond te word. En dis waar die Heilige Gees werk. Die Heilige Gees maak 'n patent daarop en sê vir jou, jy moet vergewe. Ek onthou vir Frandelina, sy het 'n baie goeie getuienis daarvan. Sy het vir 2 jaar lank haar kind se moordenaar vergewe. Ek dink dit vat guts om so 'n persoon te vergewe en as jy hulle se raak sien, dan het jy hulle klaar vergewe. So dit is 'n beoefeninge ding. Dit is nie van nou as jy vandag jou hart en lewe reg het en jy's vandag gedoop, jy loop 'n mooi pad nie. Dit is 'n konstante werkpad daaraan. Jy moet werk daaraan om goed te bly. So vir my moet ek moet goed bly. So as iemand my irriteer, moet ek seker maak ek verloor nie my meer. So wat beteken dit? Elke dag, en dit is nou nie deel hiervan nie, maar elke dag dan maak ek plan, trek die volle wapenrusting aan van God. Bekleed my met Jesus Christus. Wat gebeur as ek my bekleed met Jesus Christus? Dan kan ek nie voorsorg maak vir die vlees nie. Dan kan die vlees nie doen wat hy wil doen nie, want ek is eintlik nou onder die gesag van die Here. So ek beoefen my daarin om geestelik te lewe. Alright, ons gaan 'n bietjie verder aangaan. Jy kan dit gaan wel daardeur lees, want daar's 'n paar vragies. Ons gaan nou by dit uiteindelik kom. So, kom ek gaan net so vinnig daardeur lees.
Ek wil gou vir julle, ek sal julle help met die vraag, nee, ek gaan julle nie help met daai vraag, julle moet dit self doen. Nee, my help ons. Ek dink ek moet julle los met daai vraag. Wat se vraag? Die volgende bladsy gaan jou vraag wees, maar ek wil net vir julle hierdie skrif lees, wat sê in Matteus 12 vers 36. Ja. Matteus 12 vers 36 sê, dit is 12. Vers 36. Maar ek sê vir julle, dat van elke ydelle woord wat die mens praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Dis eintlik 'n eina, want hoe sê ek dit? Jy gaan, as jy nie vra vir Here, vergewe my vir elke woord wat ek nou verkeerd gesê het, al het jy gevloek en dit wat jy weet is verkeerd. Vra vir die Here, vergewe my, dat ek dit nie weer moet doen nie. Want as jy nou dit gaan doen, gaan jy dit weer doen. So as jy nou gaan vra, Here help my nie, dan gaan jy verantwoording doen daarvoor. So 'n mens besef dit nie altyd, maar ek dink ons merk dit op sodat ons vuil woorde gaan vir ons ook slaag gee. En moenie sê ek sê die woord sê jy kry pak slaan nie. Dis nie ek wat dit sê nie, die woord is suiwer, jy maak nie fout. So ons gaan daarvoor gestraf word as ons nie dit reg doen. Spreuke 13 vers 3 sê, en Spreuke is al, hou van Spreuke, want Spreuke praat baie keer ware goedjies. Hy sê, wie sy mond bewaar sy lewe, wie sy lippe wyd oopmaak, vir hom is daar ongeregtigheid. So ons moet pas op hoe ons praat, hoe ons die mense antwoord, hoe ons met hulle vir hulle sê, kyk, baie mense kom, dan sê hulle sê, man, jy irriteer my, gaan net weg vir my. En daai ou gaan ander jou irriteer, want jy het hom klaar gesê wat hy is. En ons het altyd die woorde, wat ek beoefen ook veral in my kinders se lewe is dat ek sê vir hulle, jy doen goed. En as hulle kwaad gedoen het, dan sê ek, nou moet ek papa jou wys, hoekom is papa jou papa. Gaan jou wys, hoekom ek jou moet leer wat is reg en verkeerd. Maar ek gaan hom nie slaan met woorde nie. Met woorde bedoel ek, ag, jy is so stupid. Sodra jy dit doen, dan begin jy dit afbring op wat jy sê gebeur later, en hy word stupid. Hy begin so leef, so ons moet pas op hoe ons dit oordra aan hom, anders dan raak hy net soos wat die woorde sê. Ek het eendag, het ons ek kan onthou waar was dit nie, en so, ag, jy is so dom. Later aan toe glo die oukie, en hy's 'n baie slim oukie, hy glo hy's dom, maar eintlik is hy briljant, slim. Maar omdat hy daai afgekraak het, kon hy net nie verby dit gaan nie. So dit is 'n baie swaar ding daai. Spreuke 18 vers 13, ek gaan net so vinnig deur die skrif gaan, want ons gaan nou verder kom by die ander vragies. 18 vers 13 sê, hy wat antwoord gegee voordat hy gehoor het, vir hom sal dit 'n sotheid en 'n skande wees. Nou onthou, dis die woord van die Here. Dit wys hoe ernstig was die Here om te sê vir ons, dat ons moet pas op wat ons sê, hoe ons optree. U sal waarskynlik die gedagtes gehoor het, dat 'n stokkie en 'n klip ons bene kan breek, maar woorde kan ook nooit skade berokken nie. Maar dit is 'n dood, dit is die dood verseker. Laat ek net gesien, nou het ek my plek verloor.
Ekskuus, daar sê ek het op. Kneusplekke kan vervang word, vergaan word en merke van wat hulle gemaak het, word vergeet, maar kwessende woorde wat vir ons en oor ons gesê is geneig om nog lank by ons te bly. Hoe waar is hierdie lyn? Dit bly lank by jou. Dit is op bladsy, die tweede paragraaf het ek nou net gelees. Bladsy van Bladsy 9. Die tweede paragraaf van bo af. okay. Die derde paragraaf is 'n onverskillende woorde tussen twis aangeheg. 'n wrede woord kan 'n lewe verwoes. Bitter woord kan haat inboesem. Hoor jy? Ek het vandag met hom gepraat oor 'n paar goedjies. Woorde bly by 'n mens. 'n wrede woord kan slaan en doodmaak. Of soos hulle al gesê het, ag, hy sal dit nie maak, hy sit hom in die hoekie. Dat hy daarso bly, hy gaan dit nie maak nie. Dit is nie aanvaarbaar nie. Alright. Ons kan dit nie sê nie. Dit sal moeilik wees om die skat hoeveel vriendskappe verbreek word, hoeveel reputasies verwoes word en of die vrede van hoeveelheid huise deur skandelike woorde vernietig word. Hier is 'n groot ding wat 'n mens kan aanvoer in die kerk. 'n Mens moet eintlik in die kerk vir die mense kan sê, woorde maak skade. Ek wens soveel mense wil dit hoor. Dat woorde bring skade as ons sien oppas wat ons sê. Yes. Ja, sê ek dadelik iemand so negatief goed moet sê, ek sny dit af in Jesus naam. Korrek. Dadelik. Ja, breek dit. Ek het dieselfde gedoen. Ek gaan dit nie veel noem nie, maar ek het dieselfde op 'n stadium gedoen. Iemand sal sê, ek het hierdie droom oor jou gehad. Nou weet jy dadelik dit bots met jou. Dan sê ek sommer, Here, ek breek dit in die naam van die Here. Maak ek kanselleer daai uitspraak oor my lewe. Sodra jy kansellasie maak oor jou lewe, soos hoë bloeddruk. Ek aanvaar nie, ek kan hoë bloeddruk. Ek het hoë bloeddruk gehad, maar ek het gevra die Here, ek wil dit nie hê nie, en die Here het my verlos daarvan af. Die bloedskuld, dit is nogal langer, dit is iets anderste. Ons gaan dalk by dit uitkom, dalk nie. Maar ek kan nou vir jou sê, dis een van die goedjies. Dit wat jy, die oordraagsiektes van jou oupas en jou oumas en al daai goeders, dis 'n leen uit die hel uit. Want, hoekom sê ek dit? En ek gaan nou verder lees. Maar hoekom is dit 'n probleem? Want nou sê hulle, jy dra die siekte van omdat jou oeroupa doodgemaak het, dra jy daai bloedskuld ook op jou. Die Bybel praat wel daarvan dat dit word nageslag en nageslag, soos Elias se helper, Gehasie. Wat het hy gedoen? Hy het gesteel. So toe kom daar seer op hom en die woord sê, hy was gestraf, dit sal tot op sy nakomelinge wees. Tot op die einde van sy nakomelinge sal hy daai straf dra. So dis nie onbekend nie. Maar jy as kind van die Here, bloedgewaste kind van die Here, het nie nodig om dit aan jou te dra nie. So wanneer ek bid en ek vra vir die Here, Here verlos my van hoë bloeddruk, dan sal die Here jou verlos van dit. Hy sal my verlos daarvan af. Hoekom? Want ek vat dit nie vir my nie. Wat moet jy vat vir jou? Oorwinning, blydskap, die goeie goeders. Die woord sê nie dat dis net negatief nie. Daar's 'n tyd en 'n plek vir alles. En een van die dinge is dat ons moenie dit wat in die verlede is. Kanselleer dit. Ek kanselleer dit. As iemand vir my gaan sê, en ek gebruik nou die voorbeeld omdat dit baie algemene ding is, kanker. Hoekom kry jy kanker? Daar's 'n rede dalk daarvoor. Of dalk is dit net om iemand anders se oë te laat oopgaan. Dalk is dit om jou te gesond te maak. Dalk is dit om nader te trek aan die Here. Maar baie keer is dit onvergewensgesindheid.
dit kom terug na dit toe wat ons hiermee besig is. Wanneer ons hierso lees oor, dit is oor daai persoon wat dit vir my gesê het, dit bring 'n las op jou. So jy dra die las, daai ou loop rond, maak asof niks fout is nie, dan dra jy die las en dit is eintlik wat hartseer is. Ons het nie nodig om daai las te dra nie. Jy het nie nodig om te sê, omdat my oupa so is ek nou so. Omdat my pa 'n drinker is ek 'n drinker. Dis 'n leuen. So, want dit is wat baie keer mense sê. Ek ken 'n prediker. Hulle het vir hom gesê, hy gaan net sy oupa word, 'n drinker word. Vandag is hy 'n prediker. Vandag preek hy vir 'n gemeente. En hy is nog steeds in die bediening. En hy werk nog steeds hard aan homself. Dit is nog steeds harde werk, maar hy het nie daai vloek op hom gedra nie. So ons moet baie meer, dit wat jy gesê het, Sakie, is 100%. Ek glo ook daarin, jy moet dit kanselleer. Die bron van alle sulke vyandige en beledige taal, volgens Jakobus, is niemand anders nie as die hel self. Ja, ons tong is 'n vuur en geen mens kan die tong tem nie, sonder die werk van God se Heilige Gees nie. Stop en dink aan hoeveel woorde jy al die afgelope 24 uur gebruik het en hoe dit gebruik is. Dood en lewe is in die mag van die tong. Het enige van jou woorde skade veroorsaak en iemand anderste op een of ander manier afgebreek? Dit is sonde wat jou moet berou en jou daarvan moet bekeer. Is dit iets wat jy moet doen? Beide voor God en voor die persoon met wie daardie woorde gespreek is. Dink daaraan die woord wat jy oor die volgende 24 uur mag praat. Hoe kan ek gebruik word om lewe te bring? Hoe kan jy die een weerspieël wat geen sonde gepleeg het nie en bedrog ook nie in sy mond gevind is nie? Inteendeel, toe hy uitgeskel is, het hy nie teruggedeins nie, dankie. Hy het selfs ons sondes gedra, sodat ons vir ons sonde kan sterwe en tot geregtigheid lewe. 1 Petrus 2 vers 22. Weet jy wie is vinnig nie? Dis beide. Petrus, wat sê 2? Ek het op. Laai terug. Toe hy uitgestel is, nie terug uitgestel het, toe hy gelei het, nie gebruik, maar dit voorgegee aan hom, Yes. So, ons gaan verder, ons lees verder daaraan. Dit pas in met die Gees in Galasiërs 5 vers 16 tot 25. Maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle begeertes van die vlees nie bevredig nie. Net wat ek julle nou net gesê het, hè? Want die begeertes van die vlees is teen die Gees en die begeerte van die Gees is teen die vlees. Want hulle staan teenoor mekaar om julle daarvan te weerhou om die dinge te doen wat julle wil doen. Maar as julle in die Gees deur die Gees gelei word, is julle nie onder die wet nie. Nou is die werke van die vlees duidelik: seksueel,
onbesnedenis, onreinheid, sensualiteit, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesie, woede, bye, wederrewige, ongeneigdheid, verdeeldheid, afguns, dronkenskap, orgies en sulke dinge. Ek waarsku jou, soos ek jou vroeër gewaarsku het, diegene wat sulke dinge doen, is nie in die koninkryk van God sal vererwe nie. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedertierenheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Lekker ene. Teen sulke dinge is daar geen wet nie, en die wat aan Christus Jesus behoort, het die vlees met sy hartsogtigheid en begeertes gekruisig. Jy kruisig die vlees. Sodra jy die vlees gekruisig het, kan hy nie werk nie. Dit werk effort om elke dag daaraan te werk. Nou, ek kan dalk gou vir julle kans gee, dan kan julle die vragies gaan invul, as dit reg is. Ja. OK. Ek het klaar alles gemerk, so ek kan julle nie wag vir julle. Ek sien. So, hè? Ek sien. Nee, jy kan niks sien nie. Maar ek gaan julle vra. Gee julle 'n paar minute. Die antwoord is by julle. Kom julle reg? Dat julle help. Ja, die eerste ene. Die eerste een. Ek sê waar. Sê jy waar? Dis waar. Nommer 2. Waar. Nommer 3. Yes, julle is goed hoor. Nommer 4. Nommer 5. Te maklik. Dis 2 daai. Ek sien. Nou. Ja. Ja. Wat sê een? Hierdie een. Hierdie een. Maar ons was nog nie by jy, ons was by hierdie ene, nee. Dis wat ons ja, ons was al daar. Okay. Oh, gedoen nie. Kyk, so. 5 minute in die bidkamer. Ek sal nou met jou, ek sal dit vir jou nou gee. Vir my papiertjie wys. Ons gaan by D, doping met die Heilige Gees teen vulling met die Heilige Gees. Ons gaan baie vinnig beweeg deur die goed net so vir inligting.
omdat ons baie vinnig deur beweeg, so as daar baie vrae is, moet hulle maar vir my 'n boodskap stuur. Maar as jy dit gaan lees, dan gaan jy behoort duidelik te wees. Kan nie sê daar's nie tyd nie, daar's genoeg tyd in die dag om deur te lees. In die aand ook. Ons almal slaap ons eers 11 uur. Ons staan weer 4 uur op. So Alright, kom ek gaan aan daarso. Doping met die Heilige Gees teen vulling met die Heilige Gees, bladsy 10. Daar heers duidelik geen verwarring rondom die kwessie van doop met die Heilige Gees en vervulling met die Heilige Gees. Baie mense gaan dus van plek tot plek om die teenwoordigheid van die Gees te beleef, of om daardeur die Heilige Gees gedoop te word. En dit is teenstelling met die feit dat God dit baie duidelik in sy woord, die Bybel, stel dat die gelowiges van tydens die dispensasie van genadige kerke lewe slegs eenmal met die Heilige Gees by die wedergeboorte gedoop word, en daarna word dit van die gelowiges verwag om met die Gees vervul te word, wat nie eenmalige gebeurtenis is nie, maar wat 'n gereelde, herhalende gebeurtenis in die gelowige se lewe behoort te wees. En waar die vervulling met die Heilige Gees van die gelowiges saam met samewerkende werking afhang en word deur genesing bedoel dat die gelowiges die Gees by die byeenkomste weer moet ontvang met die Gees aan ander en dit oor te dra. 'n Voorbeeld van hierdie misstang is die sogenaamde Catch the Fire. Dit is Catch the Fire konferensie, of waar dit beweeg word deur die Gees by 'n gegewe samekoms teenwoordig was. Hierdie terme skep die idee dat mense die Heilige Gees slegs op sekere konferensies en samekoms teenwoordig is, en dat dit teenstelling is met die Bybel se opdrag om die Gees vervul te word. En dit maak nie saak waar die gelowige homself mag bevind nie. Baie keer word dit beweer dat die Heilige Gees by die spesifieke samekoms teenwoordig was, en is hy dan nie altyd in die gelowige se teenwoordigheid nie. In hierdie artikel gaan hoofsaaklik vir 2 afsonderlike teksgedeeltes gebruik word om die onderskeiding tussen doop met die Heilige Gees en vervulling met die Heilige Gees te kontrasteer, wat tot 'n groot mate hierdie misverstand sal opklaar en meer duidelik rondom die aangeleentheid sal verskaf. Die 2 kontrasterende teksgedeeltes van bestuur gaan word is die volgende: doping met die Heilige Gees, 1 Korintiërs 12 vers 13. Want ons is almal ook deur die Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jood, Griek is, slaaf of vryman, en ons is almal van een Gees deurdronge. Dis doping met die Heilige Gees. Doping met die Heilige Gees kom op almal van ons. Ek gaan nou iets vir julle sê, ek dink ons lees dit hierso, maar ek wil dit vir julle noem. Efesiërs 5 vers 17 praat van vervulling met die Heilige Gees. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstandig dat wat die wil van die Here is. 5 vers 18. Moenie dronk word van wyn nie,
Daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Dit is die Heilige Gees wat jou vul. 2 goedjies wat ek gou wil sê voordat ons verder gaan. Hierdie wat hy praat van Catch the Fire en goeters, gaan kyk op Facebook, dan gaan jy sien hoe praat hulle van hierdie konferensies en goeters, is Suid-Afrikaners. Dis my horlosie lyk hier so mooi soos hulle nie. Goue horlosies, geringe in hulle hande en hulle praat hierdie mooi woorde. En hulle praat en net hulle kan die Gees laat val op jou. Daai plek is gepak. Hulle is van die pad af. Hulle is valsheid, daar is niks goed daaraan nie. Dit is teenstryding met die woord van God. In ons kerk kan jy ook die dooping met die Heilige Gees ontvang. Jy kan vervul word met die Heilige Gees net hier waar ons nou sit. Ek praat nou van 'n gedeelte terwyl ek vanmiddag saam met hom bid. Toe ek wil dit vir jou so verduidelik, die teenwoordigheid van die Here is so teenwoordig. Nou as jy brood vat en jy sny, 'n dik stuk sny brood en jy sny dit so met 'n mes, dan voel jy sny dit deur. Dis die diktheid wat ek gevoel het vandag, hoe die teenwoordigheid van die Heilige Gees daar was, terwyl ons daar besig was. Dit is tasbaar enige plek. Dit kan in die kerk gebeur, dit kan in 'n konferensie gebeur, dit kan by die werk gebeur, dit kan in die skole gebeur, kan oral gebeur. Dit het nie 'n keer nie. Die Heilige Gees kan nie gekeer word nie. Ek sê altyd vir mense, God is alomteenwoordig. Die Heilige Gees is altyd teenwoordig. Hy's altyd daar, hy's hier by my, hy's by my broeder in Amerika, hy's by my broer in Kanada, hy's by my broer in Amerika, oral waar ons gaan, is hy daar. Hierso is hy ook. En wat hy daar doen, werk hy hier ook. Maar die duiwel kan net teenwoordig wees. Dit beteken, as hy jou treiter, moet hy na jou huis toe hardloop, hy moet jou garra, en dan moet hy sy tyd afhardloop om by my te kom, om my te garra, oor dieselfde nonsens. Hoekom sê ek dit? Hy moet werk, maar die Gees van die Here doen klaar die werk, want hy is klaar teenwoordig. Hy kan nie verbreek word nie. So ek wil dit net vir jou noem, baie keer ook, en dit wil ek ook gaan noem, terwyl ons daarvan praat, terwyl ek dit noem ook, ons het 'n Pinksterdienste 'n rukkie terug gehad. Nou wil ek jou vra, werk die dooping met die Heilige Gees net Pinksterdienste? Dit beteken as ek vanaand 'n diens hier hou, ons hoef eers 'n diens te hou nie. As ons oop toemaak en ons begin bid, kan julle gedoop word met die Heilige Gees. Stem julle saam? Ek glo dit, ek het dit gesien. Dit gebeur want dit is nie ons wat dit beheer nie. Dis 'n mag van uit die hemel uit en niemand kan dit keer nie. Niemand kan dit beheer daaroor hê nie. Ek het nie beheer daaroor nie, jy het nie beheer daaroor nie. Wanneer dit gebeur dit. Right, so ek is bly julle stem saam met my, want dan kan ons verder lees. Die dooping met die Heilige Gees, die gelowige word nêrens in die Nuwe Testament beveel om met die Heilige Gees gedoop te word nie. 'n Uiterse belangrike feit. Die skrifte stel dit duidelik dat alle gelowiges alreeds by die glo in van die evangelie deur die Heilige Gees gedoop is. Ek wil gou vir julle genoem 'n feit, gaan nie persoon noem of iets nie. Ek is besig om met iemand te werk, 2 mense kom by iemand se huis en ons is besig om daar huis skoon te maak, bid dat die huis skoon kom. En terwyl ek daar so werk in die huis, toe skoon gemaak het, van die voordeur tot by die agterdeur, kombuis deur alles, staan ons in die kombuis en ek kyk so rond en gewoonlik dan kyk ek vir wat ons nog moet, as daar iets is wat pla in die huis. En terwyl ek daar staan toe, ons loop toe sitkamer toe, ons staan daar en ek sê kom ons sluit af, en voordat ek afsluit, stop die vroukie my, sy sê vir my, "Skus pastoor, jy moet vir my bid, die Here kla my nou net aan oor moet ek dobbel." Die Here sê ek moet loskom daarvan af. Daar maak sy haar lewe reg daar. Sy vra vir die Here, maak my los daarvan af. Die man sê, Here, hy sê ek bid dat die Here my sal vergewe, want ek was kwaad, ek het dit en dit en dit gedoen. Daar vergewe die Here. Wie het dit gedoen? Die Heilige Gees.
daai Heilige Gees wat ek in my het, daai een wat in jou is. Gaan julle nog 'n voorbeeld noem. Die jong man kom by my, hy sê vir my, hy het Saterdag sê vir my, hy het pyn. Ek los dit toe eers, hy praat toe nou klaar, en hy sê toe vir my iets, en dit wat hy vir my gesê het my vasgevang. Luister, as julle, ek wens mense kan dit besef, dat waarmee ons besig is. Maar hy sê die volgende woorde, hy die ou wat hy mee moontlikheid het, wat hy die ou laat langsaam toe kom na hom toe, en hy vra hom om vergifnis, omdat hulle te mekaar opgestaan het, beklei. Dit was niemand anders, en niemand het vir hom gesê nie, ek het nie vir hom 'n boodskap gestuur en gesê, vergewe gou die mense om jou nie. Hy het dit uit sy eie uit gedoen. Wat het gebeur? Die Heilige Gees het dit geopen. Die Heilige Gees het geopenbaar. Dit beteken, toe jy jou hart en lewe vir die Here gee, toe maak jy opening vir die Heilige Gees. Nou wat ons altyd doen is, wanneer ons bid vir mense dat hulle sonde bely, dan bid ons die volgende, dat hulle sal vol word van die Heilige Gees. Want dit is skriftuurlik, ons het nou net gelees. Nou, as hy vol word van die Heilige Gees, dit beteken, daai stemmetjie wat vir jou sê, gaan bid vir daai ou daar agter in die kerk, is die regte stemmetjie. Daai wat gesê het, gaan vergewe jou broeder wat langs jou bly, gaan vergewe hom vir wat hy en jou verkeerd gedoen het, of spreek hom vry, dis die Heilige Gees. Dis hoe die Heilige Gees werk. Hy kan nie anders doen. Dis die Heilige Gees. Dit beteken, die Gees van die Here is klaar by ons. Die res kom nou, wanneer ons sal by on. Ongeredde persone word nooit aangesê om in die Heilige Gees gedoop te word nie, maar hulle word aangesê om die ware evangelie te glo, want hulle outomaties met die Heilige Gees gedoop sal word, of die Heilige Gees sal ontvang. Ek weet of julle al daai stukkie gelees het, ek sien hom nou nie hier nie. In Handelinge kom Petrus by Cornelius, die hofman oor 100. Hy's 'n Romeinse soldaat. Hy ken nie die Here nie. Hy stap in sy huis. Hy begin met hulle praat. En die oomblik toe hy begin praat, toe word hulle gedoop met die Heilige Gees. Daarna is hulle deur die doopwater. Daar's 'n groot ding omtrent dit. Wat probeer ek vir jou sê? Hoekom is dit groot? Hy het net gepraat oor die Here nog, toe word hulle gedoop met die Heilige Gees. Dit beteken, as ons regtig die woord van die Here suiwer uitleef en suiwer oordra, kan daai persoon gevul word, nou, net so, met die Heilige Gees. Dis so dit werk. Die Here het ons die opdrag gegee om die evangelie te gaan verkondig, waartydens mense met die wedergeboorte met die Heilige Gees gedoop sal word. Matteus 16 vers 15. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Dit is die gelowiges wat tydens die kerk die depressante lewe se lewensmandaat. Ekskuus. Hier kom die lekker gedeelte, vervulling met die Heilige Gees. Gelowiges, mense wat alreeds wedergebore is, omrede hulle alreeds die ware evangelie gehoor, verstaan en glo het, word egter beveel om met die Gees vervul te word, 'n opdrag van slegs wat aan wedergebore Christene gerig kan word. Net gou ietsie anderste. Hy praat in Korintiërs, praat ons van die verskeie gawes van die Heilige Gees. Die praat in tale, verskeie tale, profeties, krag, allerhande goedjies gebeur daar, 9 van, nou al daai goed kan net gebeur as ons toelaat dat ons gevul word met die Heilige Gees. Wanneer word jy en ek gevul met die Heilige Gees? Ek en jy kan net gevul word wanneer ons bekeer is, wanneer ons gedoop is met die Heilige Gees. Dan kom vervulling met die Heilige Gees. Dit is wanneer mense in tale kan begin praat. Dit is wanneer mense met werkinge van krag,
werking van gesondmaking kan plaasvind. Net wanneer hulle deur daai stap van oorgaan van doping met die Heilige Gees na vervulling toe. Julle saam met my? Okay. Efesiërs 5 vers 18, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Hierdie teksgedeelte is aan gelowiges gerig wat hulle self alreeds 'n fase 2 van die verlossing, naamlik die heiligmakende fase bevind. Die leser word ter sterkte aangeraai om die artikel 3 fase van verlossing te lees. Ek dink is op bladsy 15. Ek sal dit vir julle, ek het dit nie hier nie. Ek moes dit net saambring. Right, ek sal dit net vir julle volgende week gee. Dit gaan 'n bietjie 'n interessante ene wees. Ek sal maar net so saam dit werk. Doping met die Heilige Gees is eenmalige gebeurtenis en word nooit weer in die gelowige se lewe herhaal nie. Gedurende die apostolisiese gedeelte van die kerk dispensasie. Ek wil die hele tyd wat gaan met my? Ontvang 'n persoon die Heilige Gees die onmiddellike oomblik wanneer daardie persoon die evangelie glo. Efesiërs 1 vers 13, en wie julle ook nadat julle die woord van waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle ook nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees wat van die belofte. Daar is ongelukkig baie mense wat rondgaan en beweer dat hulle die Heilige Gees deur die handoplegging aan ander mense kan oordra. Holy Spirit Interpretation boeke soos die boek van Handelinge wat vertellinge van aard is, wat dus vir ons die historiese feit wat gebeur het weergee, sodat die wat plaasgevind het en hoe die Here op die gegewe tydstip verkies het om op te tree, moet altyd in die lig van voorskrywende dele van die Bybel, soos veral in die briewe bestudeer word, alens voor enige gebeurtenis alreeds van die hele kerk, sê weer vir my woord? Dispensasie. Want ek gaan elke keer om dit verkeerd sê. Vasgelê kan word, net omdat die Here sekere gevalle verkies het om die Heilige Gees deur handoplegging van sy apostels op mense uit te stort, beteken die genesings dat hierdie verskynsel of gebeurtenis noodwendig al as 'n reël in die hele kerk dispensasie moet geld en op die kerk as reël van toepassing gemaak kan word. Nie. Die bostaande teksgedeelte weerlê baie duidelik soos in misagting. Ek is jammer julle. Ja. Ek wil ook net stadiger lees, dan kan ek alles skryf. Ek moet nog net Afrikaans is en ek moet staan nie meer van die woorde lees. Ek dink hierdie is Duits. Dis groot woorde. Ek gaan nou dit verduidelik vir julle. Ek is nou hier nie vir die woorde. Ek sal daar stop voor ek by die vervulling kom. 'n Persoon ontvang die Heilige Gees die oomblik wanneer hulle daardie persoon die evangelie glo en op een of ander wyse, nie op ander wyse nie. En op geen ander wyse nie. Die skrifte stel hierdie feit baie duidelik, maar daar is ongelukkig nog steeds baie mense wat hierdie mistasting aanhang
en selfs in sommige gevalle vir hulle eie finansiële gewin aanwend. Ek is so bly hy sê dit, want ek wil nou vir julle 'n gedeelte lees. Om hierdie rede is dit belangrik om selfs die Bybel te bestudeer en alles wat aan ons verkondig word, selfs binne en korrekte konteks met die skrif te verryk. Right, ek wil vir julle dit gou lees, Handelinge. In Handelinge, dit is nou nie daarop nie, maar ek moet dit gou vir julle kry. Handelinge 8. Gaan lees Handelinge 8. Ek gaan net so vinnig vir julle vertel van ietsie. So in Handelinge 8 kom die opskrif is die evangelie in Samaria, Simon die towenaar. Nou as jy dit gaan lees Handelinge 8, dan gaan jy sien, daar is iets ingesluit. Iets wat gebeur, nommer 1. Die evangelie kom na Samaria toe, deur Filippus. Filippus bedien daar. So wat voor die tyd gebeur het daar? Simon die towenaar het gesien, hy kan geld maak, uit triks uit en goeders, hierdie towery en goeders, ek hou glad nie daarvan. En hy het gesien, hy maak geld, en toe kom daar 'n gedeelte in die situasie waar die vrou dood is. En terwyl sy daar dood lê, kan hy haar nie opwek nie, die Simon. En Filippus kom verby en hy lê sy hande op haar en hy sê in die naam van Jesus Christus, staan op en sy word wakker. Hy sien toe nou, dit is nou iets wat hy wil hê. Ek meen, as ek vir julle sê, dit moes iets gewees het, ek kan dink, almal wil dit hê. Ek meen, ons almal wil ons hande op iemand lê en hulle word gesond. Ek sal dit baie graag wil hê, dat my hande, elke een sal moet wees en hulle word net so gesond. Maar, dis nie soos wat ons dit wil hê nie. Ons wil dit hê, wat God se wil in dit. Maar so gaan hy aan en hy Filippus gaan toe deur en hy bereik baie mense, doop baie mense, kry hulle deur die doopwater en hulle word basies, die dorpie word gered basies. En die towenaar sien dit toe en hy besluit toe, maar hy wil ook gedoop word. Hy glo nou ook in Jesus. So hy glo in Jesus, hoor die verskil. Hy glo in Jesus. Maar sy motief is nie reg nie, sy houding is nie reg nie, dit gaan vir hom oor geld. Presies wat ek nou net gelees het. So hy laat hom doop. Johannes en Petrus kom in die dorp en hy gaan en hy gee 'n sak geld vir hom. Vir Petrus en hy sê, Petrus, ek soek ook wat jy het. En Petrus sê, mag jy en jou geld vergaan. En hy eintlik deur daai woorde wat hy gespreek het. Nou kan jy dink hoe kragtig moes sy woorde wees. Want hy spreek met hom en hier begin hierdie ou amper doodgaan. Nou as jy dit gaan oplees, dan gaan jy sien dit is eintlik baie ernstig. Dit was inteendeel, was dit so ernstig, hy moes erken het dat hy 'n sondaar en hy moes bely het voor God, anders sou hy daar dood neergeslaan het. En hy's deur dit gered, want Petrus het gesê, Here, gee hom genade. Deur die genade het die Here hom gered. Hoor wat ek vir julle sê, dit is skrikwekkend. Kyk, ek sal my bene afhardloop. Jy kan nie die Gees koop nie. Jy kan nie die gawes van die Heilige Gees koop nie. Jy kan nie vervulling met die Heilige Gees koop nie. Nou, dit is wat besig in ons kerke te gebeur. Ek pas dit glad nie toe nie. Ek wil nie daarvan nie, maar daar is 'n ander plek. As hulle by jou kom en ek gaan nou jou vat, nou kom ek by daar en lê ek my hande op. Ek sê ontvang die Heilige Gees. Dan kom iemand agterna met die kaartmasjien en sê tap. Jy het iets ontvang. Tap het jy kan nie sê nie. R100, R50 jy moet betaal. So nou moet jy betaal. So dit is nie skriftuurlik nie. Wanneer jy die woord van die Here leer ons, dis verniet en verniet moet ons dit uitgee. Ek kan nie daarvoor iets ontvang nie, want dit behoort nie aan my nie, dit behoort aan Christus.
dit behoort aan God, dit behoort aan die Heilige Gees, die drie-enige God, dit behoort nie aan ons nie. Ons is dit maar, ek sê altyd, ons is dit geleen. As ek my hande op jou kan lê en jy word gesond, is dit omdat dit die Here dit toegelaat het, dat ek vir daai oomblik die instrument in sy hand was. Maar wat die verskil is die mense het so groot geword in hulle self, dat hulle sien, daar is nie meer fout daarmee nie. Hulle gaan sterf saam met hulle geld. Nou as jy 'n bietjie vorentoe lees in die skrif, kan julle ook gaan neerskryf. Ek gaan dit vir julle gee. Ek het net gesien waar dit is. Handelinge 4 vers 32 tot 37. Ekskuus, nie tot 37 nie. Hy gaan aan tot by Handelinge 5 tot by van 1 tot 16. So is Handelinge 4 vers 32 tot 37 en dan Handelinge 5 vanaf vers 1 tot 16. Dan gaan lees jy daai. Dit gaan jou 'n idee gee wat die Here kan doen wanneer jy lieg vir die Heilige Gees. Daarvoor is ek baie bang. Baie versigtig, wil nie lieg nie. Dis hoekom wanneer ek praat in die kerk, ek seker maak ek doen wat die Here vir my gegee het. Want vir elke woord wat ek praat in die kerk, elke persoon wat opstaan en sê, so die Here gesê, gaan vergeld word vir sy woorde. Dit beteken ek kan hemel mis omtrent dit. Ek gaan jou nou nie vertel waaroor dit gaan nie. Jy gaan nou self dan moet gaan lees, dat jy kan verstaan waaroor dit gaan. Dan gaan hierdie begin vir jou sin maak, by die doping en die vervulling met die Heilige Gees. Dit pas alles by mekaar. Ander ding is wat ek net wil sê is van die geldgoedjies, is dat ons moet baie versigtig wees, waarna ons op YouTube, Facebook, al daai goed kyk. Ek gaan kyk na die goed en dink myself, waar op aarde vind die mense? Dis soos ek nou net gesê het, as ek my hande op jou lê, omdat nou jou bedien het, nou moet ek geld kry. Werk nie so nie. Dis nie hoe dit werk in die kerk nie. Dis hoe die Here ons geroep het nie. Daar's 'n ander saak, ek sal later met julle daaroor praat, oor die tiende en goeders. Dit het niks met dit te doen nie. Dit het niks daarmee te doen nie, dit is nie dieselfde nie. Tiende is van jouself af, maar om te betaal dat jy die doping met die Heilige Gees kan ontvang, die gawes van die Heilige Gees, is 'n leen. Dis 'n leen uit die put van die hel uit. Dit kan nie gebeur nie. Ek kan jou nie vra vir geld, omdat jy die doping met die Heilige Gees ontvang het. Kan jy imagine as ek dit nou gedoen het en hier niks gebeur nie? Dan moes ek julle al julle geld teruggee. As jy van praat. As jy van praat. Maar die ding is, hulle voel nie eens skuldig daaroor nie. Dis die hartseer van alles. Ek probeer gou, kyk, amper klaar. Daar is vir ons laaste gedeelte. Vervulling met die Heilige Gees is nie 'n eenmalige gebeurtenis nie, maar moet gereeld herhaal word. Dit is ook iets wat van die gelowiges verwag word en nie iets van die Here outomaties sonder die samewerking van 'n gelowige doen nie. Dit beteken ook wanneer ons hier is en ons het byvoorbeeld 'n spesiale diens, ons sal reël weer eendag vir 'n spesiale dienste, dan dit is nie van nou dit is nie vir almal nie. Nie almal ontvang dit dadelik nie. Vervulling met die Heilige Gees is dit presies wat eintlik voel ek moes meer gereeld gewees het, soos Pinksterdienste. Pinksterdienste is veronderstel om elke dag in ons lewe te wees. Pastoor, kan ek jou iets vra? Sê my bijvoorbeeld nou met die nagmaal. As jy voel in jou hart, jy wil nie dit gebruik nie, want jou siel is nog nie reg nie. Is dit 'n sonde? Nee. Is nie verkeerd. Ja. Nee. So as ek nie dit wil gebruik nie, en ek weet ek is nog nie 'n kind
kan ek sê 'n normale kind van Jesus nie. Ek moet nog eers deur daai stap gaan. OK, ek gaan jou nou so vra. Jy sê nou vir my, ek wil hê jy moet hou, julle kan nou saam praat hierso. Ek gaan hom antwoord en dan sal ek terugkom by die vervulling. Want dit werk amper basies maar in dieselfde lig omtrent dit. So, jy's 'n sondaar. Ek gaan nou net jou as 'n voorbeeld gebruik. Jy's 'n sondaar, nou kom jy in, is nagmaal. Nou sê ek vir jou, of nee, dit gaan by jou, dus bly nie by die kerk, net by jou. Jy sê jy's 'n sondaar, jy kan dit nie gebruik nie, want jy voel nie reg in jou hart. OK. Maar as jy nie reg voel nie, wanneer gaan jy reg wees? Al wanneer jy nie nagmaal kan gebruik nie, volgens wat die woord van die Here ons leer. Jy mag nie, as ek iets teen jou het, of teen Sakkie, as ek teen jou iets het, en ek weet dit is verkeerd, mag ek dan nie nagmaal gebruik nie. Maar as 'n sondaar dit gebruik, hoekom? Weet jy wat het Dawid gedoen? In die Ou Testament het Dawid die tempelbrode gevat. Dit was 'n sonde gewees. En wat het hy gedoen? Hy was honger. Hy en sy mense. So wat het hy gedoen? Hulle het geëet. Hulle het nie gesterf nie. En Dawid is 'n man na die hart van God, na God se hart toe gewees. Wat wil ek jou sê? As jy hier sou inkom en jy's 'n sondaar, en jy gebruik, jy sê, onthou, jy word nie verhinder om dit aan die tafel te vat nie. Al wanneer jy verhinder word, is jy daai oordeel oor jouself wil bring, omdat jy nie wil vergewe nie. Maar as jy vergewe het, dan kan ek nie daarteenoor staan nie, soos die Katolieke maak. Hulle sê jy moet gaan belydenis doen voordat jy kan gebruik. Daar is nie dieselfde nie. Christus het vir jou gesterf. So Christus het jou vernuwe. Nie ek, nie die tafel nie, nie die kerk. Die tafel daar is die herdenking daarvan, sodat ons dit moet onthou, dat Christus het vir jou gesterf, vir jou sondes en jou oortredinge. Nie net oor hoe onthou, ek's elke dag 'n sondaar. Jy's elke dag kan jy 'n fout maak. Ons het nou net al van gepraat, vandag maak jy 'n fout. Jy skop die hond. Hier's die hond alweer my pad. Gaan weg van my af, hond. Ek sê net 'n voorbeeld. En dan, of jy ry oor die hond. Daar's die hond dood. Nou wat maak jy nou? Nou voel jy sleg daaroor. Nou moet jy sleg voel oor dit wat jy verkeerd gedoen het, kan jy nie die tafel gebruik nie. Nee. Dis wat vir die tafel daar is. Vir my en jou, sodat ons kan rein lewe. Dit maak dat ek en jy 'n pad vorentoe kan sien. Dit is wat Jesus gedoen het. Judas Iskariot het aan 'n tafel gesit. Hy het ook nagmaal gebruik. Wat het in sy hart aangegaan? Hy het al planne gehad om Jesus te kruisig. Te verraai. As hy nie homself gehang het nie, sou daar vergoeding gewees het vir sy sonde. Yes, Petrus het ook sonde gedoen. En hy het weer daarna, het die Here hom vrygespreek daarvan af. So jy sal ook vry gewees daarvan. OK. Dieselfde met vervulling met die Heilige Gees. Vervulling met die Heilige Gees hang nie van my af. Dit hang van hoe wil jy dit hê? Ek sê vir julle altyd, jy het dit al gesê, ek hou van daai liedjie, I'm redeemed by love divine. Glory, glory, Christ is mine, all to him I now resign. As jy oorgee aan hom, dan begin hy. Nou wat gebeur is, dis hoekom ek nou wil uitkom, as ons dienste hou, en ek sê, maak op die vloer en die Here lê op my hart, die Gees sal werk, dit hang nie van my af. Alhoewel ek die opening maak en sê, ontvang die Gees, maar gaan lees die woord, dan sal jy sien, wat die disippels gedoen het in Handelinge. Ek sê mos net vir jou, Petrus praat tog net met Kornelius, toe word hy vervul met die Heilige Gees. Nie eens handoplegging, het nie eens aan hom geraak, so dit hang nie van my af, dit kan nie van my afhang,
Dit hang van die Heilige Gees alleenlik af. Doping met die Heilige Gees, yes. Doping met die Heilige Gees. Ek bid dat die Here jou aanraak, en lê my hande op jou, en jy kom tot bekering, en jy vergewe jouself, en vergewe almal, dan is hy. OK, jy het dit. Moenie vergeet. Kom ons gaan gou verder, maak gou klaar. Efesiërs 5 vers 18, moenie dronk word van wyn nie, iets wat die gelowige moet doen. Daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul, iets wat die gelowige moet doen. Let op mooi om die terme, maar word met die Gees vervul. Dit is die teenwoordige tydvorm gestel, as iets van ons nou moet doen, en nie iets wat in die verlede al afhanklik is nie. Dis behoort die gelowige nou met die Heilige Gees vervul te word. En net so reeds gestel, iets wat die gelowige moet doen, nie God nie. 'n geesgevulde gelowige is 'n gelowige wat homself aan die Here onderwerp, net wat ek nou net gesê het. Hy en wat deur die Heilige Gees beheer word. Deur die Heilige Gees beheer word, hoor net mooi. Dit is nie iemand wat die Gees in die Gees val of rondrol en die vreemde barbaarse taal praat nie. Om met die Heilige Gees vervul te word beteken om volkome tot beskikking van God en sy wil gestel te wees. So 'n persoon sal die woord van God volkome gehoorsaam maak nie saak wat dit mag kos nie. Om met die Gees vervul te word, veg dus ook om met God se woord vervul te wees, want God kan nie in sy woord, die Bybel, geskei word nie. Boonop is dit net logies dat die geesgevulde persoon 'n persoon is met al die bewuste sonde gebreek en bely, en so 'n persoon sal dus van homself ontledig wees, sodat hy deur die Gees gevul word of gevul kan wees. 'n gelowige kan met die Gees vervul is, sal dus deur die Gees kan word. En so 'n persoon sal die Here sonder versuim gehoorsaam wees. 'n geesgevulde gelowige sal deur sy lewe en woorde die Here Jesus Christus aan die wêreld reflekteer en onsulkes soos, ek het nou nie nog nie, ons is klaar vir die aand. Dis nou 'n mondvol, laat julle baie huiswerk. Gaan lees net vir my die Handelinge gedeeltes. Ek dink dit gaan vir julle baie sin maak, as wat julle net dit sien voor julle. Iets wat ek vir julle kan sê wel is dat ons as kinders van die Here mis baie keer die punt van kerk. Ek het nou ietsie geleer gisterand weer, en ek wil dit nou vir julle noem. Iemand sê gisterand vir ons in ons vergadering met die ander pastoor, nou ek dink ook baie keer sien ons hierdie punt daarin. Wat se ketel het julle aangesit? Okay. Wat ek wil sê is, daar's 'n tyd wanneer ons moet reguit wees en ons 'n tyd wanneer 'n mens moet leer in die kerk. So daar's 'n tyd wanneer ons kerk hou en daar's 'n tyd wat jy moet leer uit die Here uit, en dan is daar 'n tyd wat ons moet weet dat dis 'n geesgevulde diens. So nie elke diens is manifestasies, nie elke diens is profeteer, nie elke diens is harde woord. Daar moet 'n balans wees. Soos
wat ons nou eintlik doen nou, is nou eintlik die balans in te bring. Dit word ook oorspoel na die groter diens. Dit is hoekom ek byvoorbeeld sondaande nie regtig preek nie. 'n boodskap leer of dalk iets gee om te help, maar die getuienisse moet die boodskap wees. So jy kan net oordra wat uit jou hart uitkom. So om daai balans reg te kry, dalk is dit nie altyd nodig om harde woord te hoor nie. Partykeer is dit nodig. Jesus het nie altyd gefight nie. Hy het baie keer leringe gegee, baie keer gehelp mense dat hulle reg verstaan wat is die woord van God. So ja, iets om oor na te dink.